Hallo julle, maar dis die mekaar, hallo julle. Murphy's Law natuurlijk. Hallo julle wil so 'n bietjie deur die week weggegaan het, wat ons nog steeds nou gaan doen. Maar toe ons vanoggend nou na ons plek meer of Laming toe wil gaan, dankzij al die sterk binne, het hulle weet, nee, ja, hy het weggewaai. So in 'n raasgou plekkie gesoek, ons is nou op pad Tulbagh toe. Tulbagh toe, Buffalo Drift. Ja. Buffalo Drift in Tulbagh, ook glamping. Ons gaan daar vir 3 dae wees, daarna oor die berg skiet ons na Koningskop toe en dan na Storytellers toe. Ons weet nie regtig wat om te verwag nou by die plekkie nie, maar hulle kon ons lekker vinnig help. Ons kry hulle daai kant, maar voor ons het daai kant, hier is die ander hallo julle. Hallo julle. Ja, vanoggend bietjie gestres en so aan hulle nog ons bel en sê ons plekkie het die dak het weggewaai of afgewaai of geskeur. Ja, dat ons nie so intoe kan gaan nie. Vinnig op die fone gespring, vinnig ja, gou iets anders gesoek en dit lyk heel mooi, as ons nou sien hoe lyk dit daarso. Al nostalgies of wat, om te dink dat ons verlede jaar in Namibië was hierdie tyd. Ja, maar volgende jaar maak ons weer so. Ons het heel vergeet, vir die eerste keer in ons lewe gaan ons toer ons met 'n bakkie. So skoonpa het in die jaar 2000 van 'n Mazda B25 bakkie, die ou wat ons nou ry gekoop. Hy het 'n volle 215.000 kilos op. Jy kan hom deur 'n naald trek. Elke bietjie diens, elke bietjie wat is hier opgeteken in 'n boek. En hy het die nuutste CD release. Typies, bandjies sonder naam, boereorkes, you name it. So dit is goeie memories, met hierdie bakkies het ons nou al ver gery. Dit is vreemd om met 'n bakkie te ry met die Uitswania wal, volgebak. Ons het so vinnige toets gedop. Ons is 2, ons gaan nou by 3 plekke kamp. Vir 'n week. Vir 'n week. Die toetsloopie is juis om te pak van Namibië. Ons moes nou maar die sleepwa opvat. Dus die double cab bakkie se bak agter is 'n bietjie kort. Maar ons gaan maar net met leer om te pak. Maar dit wys jou, ja, ek dink ons gaan maar die sleepbandjie vat. Ons is so gewoond gewees in die uitspan en die sleepwa. Jy het al geweet om te pak. Nou het jy bakkie, nou dink jy het plek, maar dit is nog steeds maklik. Maar die lekkerste gedeelte is lekker om met 'n bakkie te gaan kamp. Het voel soms soos kamp. So ons is huge bevoorreg om hierdie ouetjie te kan kry. Ons vat hom nou met die familie voort. So hallo julle, so toer is nou met 'n bakkie. 'n Mazda. Hulle met die Fords en die Isuzus, ons sê daar iets sleep waar hulle vas sit. Dat plekkie het mekaar uitgewaai. Die wind kan nog hier uitkom. Kom ons wys maar net. Is nie so 'n ou mat hier so in nie. As hulle sê hulle gaan 'n mat kry.
Jumping jack. Terwyl hallo julle daar in die agtergrond raas, miskien ietsie wat ons vinnig oor kan praat of net ons terugvoer gee, is wanneer jy by 'n plek aankom, en ons het nou baie lank oor gepraat, wat se terugvoer gee jy as 'n plek nie regtig waar voldoen aan dit wat hulle op sosiale media adverteer, op hulle webtuiste adverteer, teen 'n prys nie. En om vinnig agtergrond te gee, ons sou Meerhof toe gegaan het. Die wind het 'n bietjie die plek skade aangedoen en Meerhof kos R800 'n aand en doen julle 'n guns. Kyk 'n bietjie wat Meerhof glamping offer. Ons moes toe nou baie wild soek op kort kennisgewing en ons het op Buffelsfontein, nee? Nee, Drift. Buffalo? Buffalo Drift afgekom. En die Facebookblad wys dit is regtig wel baie mooi. Die huisies lyk is glamorous glamping. En alles behalwe ongelukkig wat ons hier gekry het, wys op glamorous glamping. Teen R1100 per nag versus luxury versus nou Meerhof. En ons debat nou hier is, jy weet, is ons nie vol strooi, is ons vol nonsens. Maar teen daai prys en teen wat Meerhof bied, die kampbestuurder was hier gewees en hy het gesê, jammer, ek sien wat julle bedoel. Is mif op die tent is vuil, die is nie eens 'n mat op die hout wat hulle geet nie, die struktuur beweeg rond, is nie baie veilig nie, is gaps op die houtvloere, die 2-plat stoofie so geroes, julle dink is klein goedjies, jy kan nie, is 'n dubbelbed vir die kinders wat jy nie 'n kind wil opsit nie, hulle was 'n halfuur laat gewees om die plek reg te maak, die water was afgedraai, dan is jy buite die hot tub wat geroes is, jy kan hom nie gebruik nie, maar toe ons bespreek het, sê hulle, hoorie, alles is reg. So noordeloos om te sê, ons het nou maar gekanseleer vir die volgende 2 aande, en ons gaan na Koningskop toe, maar die punt is net, klaar ons, is ons net vol strooi, wat het geraak van dienslewering, en ons wil nie regtig waar 'n plek afkraak op 'n review nie, want dis nie waarvoor ons gekom het nie, maar ja, ons het 'n jaar laas gaan kamp en so uitgesien na 'n plekkie wat net iets kan bied. En ongelukkig voldoen hulle daaraan nie. So dit laat ons by die vraag, hoe hanteer mens so iets om terugvoering te gee sonder om regtig waar afbrekend te wees, maar ook vir julle wat iewers wil gaan kamp te sê, hoorie, nee, dis nie die plek nie. Die jammerte hiervan is toe die bestuurder laat weet het, hoorie, ons is nie gelukkig oor die plek nie, dis onveilig actually. Jammer, ons sal julle geld teruggee vir die volgende 2 aande, nie aangebied om te sê, hoorie, kan ons ten minste afslag of iets doen nie, nie dat ons dit wil hê nie. Dink net as mens so uitsien en dit wil adverteer op sosiale media, dan kom hierdie tweeetjies nie by mekaar nie. So Meerhof, dis jammer, dit wat julle bied is ver beter. As wat ons hier kry, is baie potensiaal, maar nee, ja, so, dis so jammer, maar ons sal in die plekkie deurgaan en bietjie vir julle wys, en sê, hoorie, jammer, dis nie 'n plek om na toe te kom nie om julle geld te kom mors nie, dit wat hulle daar buite gee is ongelukkig nie waar nie, en ek verstaan hulle is op lekker slaap ook, ja, dit gaan maar oor die etiek van iets, wanneer mens by die plek aankom, en ten minste verwag, die plekkie sal dan netjies reg wees, en dit wat jy nou uitsien. So ja, dis 'n buffelsdrift op 'n buffelsjag, wat ons ervaar het. Ons sal maar ons tydjie vanaand eet met ons ou mushroompie, en dan môre die pad vat, gaat ons Koningskop toe. Ons gaan nou maar verder daar kamp. Ons gaan nie glant, ons gaan kamp. Ek ken hallo julle, en dan sal ons die nodige dae gevat. So, ag, dis maar net... En ons kinders join ons. En ons kinders join ons, ja. Ag, dis maar net die teleurstelling, wanneer jy uitsien na iets, en dit gaan oor die sosiale media impak daarvan, wat jy adverteer, is nie wat jy kry hierso nie, die laaste. Ja, wag nie chocolate op die bedjie nie, maar as wag ten minste iemand wat kom sê, sorry, ja, ons het 'n fout gemaak. Maar, wees het my, ons is nog steeds dankbaar. Ons kan uitkom en ons kan 'n ou rooietjie geniet saam met hallo julle. Waar is hallo julle? Hallo julle, geniet 'n witwyntjie, en jou kan nie wag vir die steekie vanaand nie. Sien baie uit. Take 2 by Buffelsdrift,
glamping waar ons vanaand die kos in mekaar gaan slaan. Soos ons deurgegee het, ons het nou so 'n paar resepte op die proef gestel het by die plek waar ons nou is, of eers by Meerhof sou gewees het, nou by die plek. Maar sien julle dat ons nou môre gaan pad vat Koningskop toe, gaan ons maar al die kosse daar maak. Maar hier waar ons nou in ons hok is, het reën so 'n bietjie buite. Die weer kom nou eers deur Gouda toe. Ons slaan ons sommer kamp op met ons gasstoofie en ons griddel. 'n Stytjie vanaand op die kolle met 'n ou champignontjie met amper sê ek modder met chili. hallo garlic julle butter. sit chili garlic butter op en dan natuurlik 'n ou rooietjie, amptelike sponsor. Nederburgse Baron, waar is jy? Daar, Nederburgse Baron. Wys ons Big Boys. Daar is ons 7 maande oue Wagyu steak wat Spur verkoop. En die mushrooms het ons agter in die tuin gegroei. Met vis fabriek se sout en peper. Voila. Ek sal weer op die brood kry. Daarom is slag sê hoe ons steekie afhou. Dis 'n portrait steak. Sout en peper voor die tyd, haal hom so 'n tydjie uit. Voor jy hom op die pan sit, lekker warm hitte. Julle ken ons almal van steak maak. Ek render eers die ou vetjie op die pan, dan smeer hy hom sommer lekker. En dan so 2-3 minute aan 'n kant. My neefie wat 'n chef is, het altyd gesê hoe jy jou steak toets. Jy druk hom maar daarin. As die ou baie sag is, hoe sagter hy is, hoe rouer is hy. En hoe harder jy hom druk, hoe meer gaar is hy. Ons hou natuurlik van ons bees, hy moet nog so half moe. Natuurlik na smaak. Hierdie grillpan werk soos 'n bom. Die vet wat hy inrender, wat hy op die plaatjie is, ja, klink dit dan nou soos 'n top chef wat hy inrender. Die maak dat die steekie lekker daai kleur kry. En dan gee jy hom na smaak. Ons het waar is die sousie nou? Hallo julle, waar is die sous? Spare marinade, maar weer eens na smaak. En top hom net so op. Ons werkspasie is nie baie hierso nie. Smeer hom net, zoep. Die steekie is amper klaar. O ja, so praat hy. En ek gooi nie nou olie op nie, want die ribbietjie, die sous is klaar op. As jy olie gooi, gaan hy lekker spat. So mooi. Hier is nou ons breakbord. Ja. Ons doen pairing vanaand saam met Nederburg Baron. Nederburg Baron. Nederburg, as julle hierdie video kyk, asseblief, soek 'n sponsor. Ek wil ook hier noem. Wag. Mount Cedars olywe is jam verby. Baie Daar het julle dit nou. Ja. Die proef is in die steak, die proef is in die pudding, medium rare. Ons volgende hierdie is so citrus chai. Hierdie ouetjie is baie lekker, veral nou dat ons oor gaan wintertyd toe. Nou, hy ruik heel anders as daai ene. Ja, is dit totale verskillende geurprofiele. Sê vir my, was die ander enetjie cranberries gehad? Ja. Okay, en die ene het neute. Die ene is neute, olyfolie en bishop. Kyk al hy neute. Wow, weer.